Hallo en welkom kykers by vandag se episode van Blitz Fokus. Vandag gaan ek en Jadine bietjie gesels oor wat aangaan in die wêreld van die jeug. Dan gesels ek bietjie met die hoofafrigter van die Para Taekwondo span in Namibië, Geneva de Jager. Ek en sy gaan dan ook bietjie op die bank sit en blits vinnig doen. En daarna luister ons na 'n nuwe liedjie deur Andriette Norman. So bly ingeskakel en geniet hierdie episode saam met ons. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience, creative sport tourism. Welkom Blitzfokus-kykers by vandag se Wat is Nuut en ek het se vandag weer vir Jadine Ambrosini saam op die bank. Baie welkom Jadine. Wees bly om terug te wees. Ja, jy raak nou 'n regular hier. Ek is nou regular, ek is nou die presenter op die punt. Jy is nou die co-presenter. Wees asseblief net die Yes, ek moet my plek weet. Jy is die mede-aanbieder. Yes. As ons nou weer terugkom na 'n bietjie nuus. Nee, eers moet ek seker vir jou vra hoe gaan dit, nee. Ek is alright, 'n bietjie beter as wat ek laasweek was. Dit is 'n bietjie Okay. koud vandag, so ek het nie geweet dit sal so koud wees nie, maar dit is koud maar. Ja, Is alright. Vanoggend toe ek jou die eerste keer sien, toe bibber jy so 'n bietjie. Ek het nie geweet dit gaan so koud wees nie. Redlik waar ek geweet dit gaan so koud wees nie, maar ek is alright. En Jy moet jy? net seker maak jy pak altyd vir jou trui in, okay? Maar ek glo altyd dat ek kan wen. Ek glo ek kan winter beklei. O, jy Daai is wat ek in my jy kop kan- het. Ja, ek glo ons kan teen mekaar Jy's 'n staan en match-up ek vir hom. exactly. Dis wat ek in my kop het. So ek dink nie oor dit nie. Nee, jy sal 'n bietjie begin dink dat jy mag dalk verloor. Ja. Nee, met my gaan dit goed. Dit gaan aan. Dit gaan goed regtig. Dit yes, al wat jy kan sê op die punt, dit gaan goed. Dit gaan Dit goed. gaan ja. goed. No further details. Ja, maar laasweek het dit bietjie Yes. beter gegaan met ander mense toe hulle gegraduate het. Exactly. Hulle graad gevang het. So die studente by Welwitschia, ek dink dit is die twee fakulteite, so dis die fakulteit van as ek nou reg het, gesondheidswetenskappe Ja. en dan die fakulteit van regtehandel en onderrig of Ja. hoe sê mense dit nou? Ek kan nie die presiese Ja. boek definisie verstaan nie. Ja. Maar hulle het hulle grade gevang laasweek. Yes. As ek nie verkeerd is, was dit 2019 van hulle of 18. Ja, ek dink dit is 19 Hulle was studente. baie, Dit is ja. omtrent 'n klomp wat op een slag dan hulle Yes. graad vang. Ek glo die event was baie lank. Ek wil die program van die event was baie lank. Ek bly ek was nie daar nie. Nee, ek ook want ek dink net jy moet in elke persoon se naam deurlees. Nee, ek glo nie hulle het name gesê nie. Hulle kon nie. Hulle Hulle kon moes nie, hulle maar. moes maar net gesê het. Die first year sou woorde dit kon gemaak het van elke naam. Die optyping, jy kan nie kwaad raak as jou naam gemis word nie. Jy moet aanvaar. ja, Jy moet dis aanvaar maar as net so. 900 mense wat voor my is. Ek sê aanvaar, ek sê dit is so right. Gee my maar net die Gee my net die- sertifikaat. So right. Ek gaan vorentoe gaan. Ja, maar ek moet sê dit is nou omtrent 'n klomp van hulle wat op een slag in die mark ingaan. Exactly. Wat daar's altyd as dit nou so gradeplegtigheidsseisoen is, dan praat ons altyd daaroor, maar daar's altyd 'n goeie ding aan gradeplegtighede en dan ook die slegte ding. Ja. So daar's altyd die goeie ding van dit is fantasties want as mense net kyk na 'n lewe, dadelik word jou lewensstandaard opgelig as jy 'n graad het. Jy het soveel geleenthede
bo iemand anders wat nou nie 'n graad het nie. Jy het altyd daai ding wat saak maak agter jou naam. So as iemand iets vra, jy het altyd daai ding agter jou naam. Ja. Maar die slegte ding is ook, nou gaan daar byvoorbeeld 400 verpleegsters op een slag in die mark in. Exactly. Daar is nie 400 oop spasies in die mark vir verpleegsters nie. Ja. So dit raak nou op daai punt van, okay, fantasties, jy het nou 'n graad gevang, maar nou wat? Wat is die volgende stap? Wat is die volgende stap? So gaan werk jy nou in jou veld wat jy geswat het, wat nou half, as mense nou in Engels kan sê, oversaturated is, of werk jy dan nou maar net enige werk wat jy kan kry tot daar 'n gaping oop is. Ek dink vir baie is dit nou 'n onsekerheid. Jy is nou so bly jy het jou graad, maar daai onsekerheid lê daarvan, is daar plek vir my in die mark? Veral vir velde wat so common is. Ja. Dit is baie so, hoekom ek sê dis 'n baie groot pool van mense wat in dit is. Ja. Definitief. So ek is bietjie op my senuwees vir hulle part. Maar ek glo elkeen sal sy gaatjie vind, maar en mense weet ook nie, van hulle gaan dan nou dalk verder swat, van hulle gaan dalk buiteland toe. So never know, maar dit is altyd die ding van graadplegtighede, daar's 'n goeie en dan is daar daai slegte ook. Ja, die nerves is op en it's like die excitement is daar, maar ek weet daar's niks groot wat nou kom. Daar is niks groot wat nou kom. Ons almal kan aangaan en like daar's niks nie, maar ons almal weet dat dit is. Ons almal weet daar's iets wat moet gebeur. Ja. Maar as mense ook so 'n bietjie na die onderwysers wat nou ook graad gevang het, kyk en na die onderrigstelsel en die onderrig geleenthede wat daar is in Namibië. Daar was laasweek in laasweek se Zone ook 'n artikel oor hoe uitgebrand die onderwysers is. Want ons die stelsel, die regering se stelsel en die resources wat daar is nie genoeg nie. As mense maar net kyk na soos klasse wat tot 45, party van hulle 50 kinders in 'n klas is, daar's geen manier wat een onderwyser alleenlik eerstens die energie het en die vaardigheid, die moontlikheid het om by elkeen van daai 50 kinders uit te kom. Dit vat baie. Vir van een mens af dit baie. 100%. En dan ook vir hulle om dan nou daai kinders op 'n stadium te kry waar hulle met soos volle vertroue kan sê, okay, jy is reg om graad 4 toe te gaan. Jy het alles behaal wat graad 3 van jou vereis, so jy's reg om graad 4 toe te gaan. Om nou volgende stap te vat, Ja, hulle kom nie tot op daai punt nie. So nou word kinders net oorgesit. En dit is 'n hele sistemiese probleem. Ja, dit gaan swaar wees om met almal rekke te hou en volgens te kyk of die mense om almal, moet ek sê, in lyn te hou, om almal reg te lei in 'n situasie in van soos jy gesê dis 50 kinders in 'n klas in een klaskamer. Nie een mens kan nie alleen vir almal agter kyk om te besluit. Okay, jy kan dit doen. Dit gaan hoe moet ek sê, dit gaan moeilik wees veral vir een mens om dit te doen. En in 'n dag en 'n paar onderwysers wat net nie met hy 50 kinders sit in 'n klasie is, klomp van hulle wat deurkom die hele dag. Verskillende mense, verskillende kinders van verskillende plekke af en al wat dit ding is, dit vat baie vir een mens. Ja. So dit is hoekom ons nou sit met 'n baie groot probleem waar onderwysers uitgebrand raak. Hulle raak moeg, hulle kom nie by die kinders uit nie en dan is dit half asof hulle net soos jy sê ek het my bes te probeer, ek kan nie meer nie. En op die ou ende van die dag is dit die kinders wat daaronder ly. Dit is die onderwys ly ook want hulle raak uitgebrand en moeg en so, maar op die ou ende is dit die toekoms van hierdie kinders wat agtergelaat word. So hulle word nou net promote na die volgende graad toe en deurgesit, maar tog bly hulle onderrig en hulle kennis en hulle alles bly agter en hulle ly daaronder. So wat is dan nou die volgende vraag is dan nou wat is die toekoms vir daai kinders in Namibië as hulle die basies as hulle grondslag nie gelê is nie. So ek dink dit is iets wat almal moet na kyk en dit is wat aandag sal moet kry om te sê, okay, ons nodig meer resources vir hierdie onderwysers. Want dit is iets wat vir die kinders gaan later in die toekoms kan aangaan kom. En dit sal wys in die toekoms volgens as hulle in hoërskole is, hulle sal nie die vorige knowledge het wat hulle nodig gehad het, iewers aan jou wat ek sê. Ja, 100%. So baie geluk aan die mense wat graad gevang het. Maar ek dink die stappe daarna moet ook na gekyk word. Dit is nie net 'n graad en dan gaan jy aan nie. Jy moet daar's soveel stappe en soveel goed wat in plek moet val na die tyd. Exactly. Ja.
Weer, dit was wat's niet Yes. vir hierdie week. Yes. So baie dankie dat jy saam met my gesels het. Altyd 'n plesier En om ek sien jou weer volgende week. Ons sien mekaar volgende week. Dankie Blitsfokus kykers, bly ingeskakel want net hierna gesels ek met Geneva de Jager. Sy is die hoofafrigter vir die para Taekwondo span in Namibië. So kyk saam met ons. Welkom Blitsfokus kykers by vandag se onderhoud. Ek is so bevoorreg om vir Geneva de Jager saam op die bank te hê. Sy is die para Taekwondo span van Namibië se hoofafrigter. Baie welkom Geneva saam met my op die bank. Baie dankie dat jy vir my hier vandag het. Dit is besonder. Dit beteken baie vir ons. Nou sê, sê 'n bietjie vir my om nou voordat ons nou by al die professionele atlete en die trips en die alles uitkom, vertel 'n bietjie vir my jou agtergrond. Waar het jy groot geword? Ja, wie is jy? Okay, so ek is basies van Windhoek af, maar ek het groot geraak in Oshakati. Ek het wel daar skool gegaan en teruggekom en ek het verskillende sports gedoen, maar ek het nooit so grasp en 'n vasgehoue oor 'n span gehad soos Taekwondo nou nie. Okay. En dan vertel 'n bietjie vir my, hoe het jy in Taekwondo, want ons het nou so vinnig voor dit gesels en jy het eers bietjie karate gedoen as ek dit reg verstaan, yes. En toe het jy nou in Taekwondo gekom. So vertel vir my waar dit begin, waar het jy met Taekwondo begin? Okay, so ek was heel eerste PRO vir Namibian Karate Federation en ek het so altyd vir hulle gevra wanneer gee julle para plek? En para is basies as jy physical deficiencies het en dan het hulle altyd vir my gesê ja ons gaan dit hê, maar dit het 'n bietjie tyd gevat en hierdie atlete het 'n plek gesoek om a sort of belonging te hê. Ja. En ek het toe met NNPC gepraat. Hulle is die Namibian National Paralympic Committee. En die ou wat ek met gepraat het, sy naam is JP en ek vra hom toe wat kan ons vir hierdie atlete doen van hulle kan skop. Hulle het net nie boarms nie. Toe sê hy, man, kom ons kry hulle daar in Taekwondo. En vandag sit ons hier. Ag nee. En vertel nou vir die mense wat nou nie weet nie, wat is Taekwondo? Okay, so Taekwondo is 'n beklei sport van Korea. Dit is basies hoë skoppe, direkte slatte, stance wat reg is. Hulle het 'n formation wat hulle noem Pumsei, is amper soos die karate se kata. Okay. Karate kom van die Japaneese af en dan kung fu kom ons nou van die Chinese af. So elke combat het 'n plek en ons noem dit martial arts. Okay. En Taekwondo is basies van waar dan dit vandaan kom. So dit kom dan nou van Korea af. Yes. Okay. En dan as jy nou net so 'n bietjie verduidelik van die verskil tussen daai 3 wat jy nou genoem het, wat is die groot verskil daarin? Is dit maar die tegnieke, is dit maar wat sal jy sê? Ek sal kyk hulle almal se tegnieke verskil. Maar Taekwondo se stretches is langer wyd uit. Hulle se formation en hulle beklei en karate is meer controlled. Ja. In Taekwondo is dit is amper soos 'n donkie verkleiery. Okay. Jy bly net so teenoor mekaar. Jy gee nie mekaar regtig kans om asem te haal en ook die referee kom net in om jou op te breek. Hulle kom nie in om vir jou te sê, "Oké, dit is jou punt." Nee. Die sensor gee jou punte uit. Okay. So hy verskil nogals immens. Ja, nee, dit klink nogals ek wat nou so klein bietjie karate al gedoen het, dit klink nogals baie verskillend as karate. Ek sal nie dit nou op die oomblik kan doen nie. En dan as dit nou kom na jy wat nou die para-atlete sal mense noem sê wat hulle afrigters, hoe dit gekom? Jy het nou besluit, okay, daar moet 'n spasie wees vir hierdie atlete om ook erns deel te neem. So wat is die proses? Moes jy dan nou ook half gegrade het as mense dit so kan sê in Taekwondo en toe word jy afrigter of hoe dit gekom dat jy hulle afrigter is? Okay, ek het deur die grading proses gegaan. Laat ons ook by die einde van die dag kan ons atlete kan grade. Ek het ook kursusse gevat en ek het
baie goeie research gedoen van jy kan nie in iets ingaan as jy nie weet waaroor dit gaan nie. 100%, Dit maak glad en al nie sin nie. So ek het baie research gedoen, ek het met internasionale masters gesit en ook self met hulle se heads en chairs het ons en Mr. JP gesit en ons het lekker discussions gehad en hulle het vir ons gesê, hoe kan ons vorentoe beweeg met die taekwondo en hoe kan ons dit 'n actual sukses maak? Ja, om dit nou te kan implementeer Yes, en van die grond af. Yes, en ons is nou hierso. Dis hy. Nee, maar dis fantasties. Ek baie bly vir julle. Baie dankie. En dan julle het nou onlangs was julle in Korea, julle het 'n spannetjie gevat. Daar's Yes. ek het 'n paar foto's gesien, daar's so 'n hele redelike groepie van julle wat gegaan het. So vertel bietjie vir my, wat het julle daar gemaak vir wat was die trip? Okay, so vir die eerste 7 dae het ons Mujo toe gegaan na Taekwondo One toe. Dit is soos in die tempel van karate van taekwondo. Ja. Dit is waar taekwondo nou geoefen word. Kyk, hulle gee training camps daar op. Hulle gee soos 'n creative waar hulle taekwondo doen, maar hulle die dans. Okay. Ja. So ons het daarna toe gegaan en ons het met die eliteste beklei. Ons het dis swart belde en ons atlete is wit belde. So hulle teen swart belde beklei en ook geleer van hulle af en Olympians ook. Yes. Mense wat goue en silwer medaljes gewen het vir hulle geleer hoe om te beklei. En daarna toe gaan ons toe Chungcheong toe. Chungcheong is so 'n klein dorpie en daar het ons dan gecompete. Hulle het nie gewen nie, maar in my oë het hulle gewen. Ja. Van die missie van ons was om te gaan leer en om te kyk hoe om hierdie sports deel van Namibië te maak. En dit is wat die atlete gaan doen. Toe hulle op die mat klim, toe sê ek, al wat julle doen is, julle kom nie met 'n 0 daar af en dit is exactly wat hulle gedoen het. Ja, fantasties. So dit was meer 'n trip om meer kennis op te bou, hulle meer of as mense dit nou so kan sê exposure te gee aan die sport, te sien hoe dit aan die ander kant gedoen word en dan watter beter plek om dit te doen as om waar dit ontstaan het, waar dit begin het. Yes, definitely, dit is exactly wat dit is. Nee, sê vir my, wat was as jy nou moet sê jou hoogtepunt van die trip? Wat was vir jou die wowste? Die hoogste punt was die atlete wat ons daar ontmoet het. Ons het met mense van die USA self ons private sparring gehad en die golden medalist van die event. Ons het ook met haar, het sy 'n tydjie afgekat en vir Namibië 'n hele training session kom gee. So daai is vir my die moment wat uitgestaan het. Ja, dit was mooi en die kultuur is mooi. Maar die sportsmanship van hierdie atlete was van iets wat ek nog nooit in my lewe geervaar het. En hulle het my net meer liewer vir die sport gemaak en hulle het my net geleer waaroor ek eintlik beklei. Ja. En vir waaroor ons actually dit doen is om vir hulle se posisie eendag uit te kom. Ja. So, en dan met die jy is nou afrigter en so waar hoop jy vat julle nou hierdie sport in Namibië? Soos waar wil julle uitkom? Ja, in Namibië glo die mense dat Namibian atlete nie bankable athletes is nie. Maar ek glo sterk met goeie development en met goeie investors. Kyk, hoe meer hulle op die mat kom, hoe meer experience gaan hulle kry. Ja. Dit tog met elke ander atleet wat international sal gaan. Hoe meer hulle daai ondervinding kry en daai exposure kry, gaan hulle net beter beste word. En vir die future hoop ek dat ons government sal vir ons aid, laat ons kan 'n master Namibië toe kry wat kan ons atlete so skerp maak man. Wanneer die Olympics kom, LA, dan weet ek ons sal so gereed wees vir dit. Ja. So ek sien net wat ek eintlik sien is dat ons meer exposure gaan nodig het om hierdie sports te maak wat hy moet wees. Ja. So vir nou is dit julle bou die fondasie. Yes. Julle is besig om op te bou. Ons is nog steeds by fondasie. Om te kyk. Sê gou vir my 'n bietjie, hoe kan sê maar nou organisasies of die publiek of mense daar buite deel word van julle as hulle sou wou of dan nou julle ondersteun as 'n organisasie om hierdie doel van julle te bereik? Okay, ons is affiliated met die
Namibian Taekwondo. En dan het ons vir Kodokan, dit is ons styl. As hulle graag wil Taekwondo join, dit maak nou nie saak of jy 'n able body is of para is, which means it's K44. Dit meen mense wat upper body deficiency het. As jy 'n arm nie het nie of jy is gebore met dysmelia, dit meen jy het 'n korter armpie en dan wou hy amper gegroei het, maar hy het toe nie gekom nie. So, as jy so ietsie het, dan is jy welkom om vir my te kontak. Ek is op social media. En as jy net insit Geneva de Jager, dan sal jy by my kom en jy kan altyd vir my private message. Dit kos nie 'n geld of 'n steen of 'n huis om vir my te kontak nie. En as jy enige ander disability het, kan jy ook vir my kontak and then we can make sure that ons die regte sport vir jou dan kry. Dit is nie net para Taekwondo nie. Ek glo ek is 'n advocate, how do you say it in Afrikaans? Ja, aktivis. Aktivis vir parasports in totaal. So as daar iets is wat jy wil doen, kontak my en dan kry ek vir jou die beste. Jy sal die sport by enigiemand wat wil pas. Yes. Jy sal hulle was. Ek sal seker maak en dit of jy nou rolstoel rugby wil doen, ek sal maak laat dit gebeur. Dit klink fantasties. Dit klink baie interessant. So dis nie net Taekwondo nie, dis alle sports. Okay, nie maar fantasties. Kykers, julle moet asseblief vir haar as julle belangstel, kontak. Ek sal ook dan nou haar site of jou social media bladsy sal ek deel. So maar baie dankie dat jy som vandag saam met my gekuier het. Ag, dit was 'n verskriklike plesier. Nee. Kykers, bly ingeskakel want net hierna gaan sy vir ons bietjie 'n paar blitsvinnige vrae antwoord. So bly ingeskakel daarvoor. Kykers, welkom by vandag se Blitsvinnig. Ek sit nog saam hier op die bank saam met Geneva de Jager. Geneva, as jy reg om 'n paar warm vrae aan te antwoord. Kyk, ek is nie reg, maar ek sal try. In Engels sê hulle mos jy's in die hot seat. Yes. So nou is jy in die hot seat vandag. Okay, is reg. Okay, hier gaan ons. Eerste ene. Jou gunsteling stokperdjie. Rugby. Okay. Is jy 'n oggendpersoon of 'n aandpersoon? Aand. As jy moet sê, net so vinnig in jou lewe die persoon wat jou die meeste inspireer. My man. Okay. 'n droomvakansiebestemming. Greece. Okay. Ek wil Dit is mooi. Ek dink jy het met die rugby dit geantwoord, maar as jy nie 'n taekwondo afrigter was nie, watse sport sou jy wil afrig? Hockey. Hockey. Regtig. Okay. As jou taekwondo span 'n mascot gehad het, wat sou dit gewees het? Dit sou 'n leeuetjie was. Hoekom? Omdat hulle net cute is en hulle gaan ook saam met die team van taekwondo. Okay. Wat is jou gunsteling skop tegniek om vir jou studente te leer? Okay, ons noem dit is 'n front kick. Maar ja, dit is basies die front kick waar jy in die middel van die mag skop. Okay. Yes. En dan wat is die beste raad wat jy al ontvang het? Maak seker dat daar 'n air pocket in elke situasie is. Ja, meaning soos in kyk altyd vir die gap en dan gaan jy Dan gaan jy weer. vir daai gap. Yes. Okay, en dan as dit kom by taekwondo kompetisies, wat irriteer jou die meeste as dit kom by soos 'n skeieregter van 'n kompetisie? Dis nie veel van 'n skeieregter nie. Dis meer as jy vir die atleet sê om iets te doen en dan doen hulle dit nie. As jy 'n superpower gehad het, wat sou jy wou gehad het om te wees? Teleportation. Dit sou cool gewees het, dan jy Dit nou was- Greece toe gegaan direk. Yes. En dan wat is die vreemdste ding wat jy permanent hou in jou afrigtersak? Sleeves. Van nie almal hou dit nie omdat ek tattoos het. So Om sleeves dit is te cover. ja. Net as jy so travel soos nou Korea toe, net 'n carry-on tipe persoon of 'n groot sak soos amper overloaded sak? Nee, ek en my atlete ons het net 'n carry-on en 'n rugsak. So julle is Travelite. travelers. Yes. En dan wat is jou huidige gunsteling TV-program om te kyk? Okay, ek hou van The Walking Dead. Nie so groot fan nie. Ek hou maar van 'n lekker ligtelike familiefliek. O. Of 'n familiestorie. Nee, ek hou van Go. Nee. As jy jou afrigterstyl moet in 'n soos 'n filmgenre as mens so kan sê beskryf, wat sal dit wees? Ek is basies amper soos 'n Creed, maar die bokse nie
sy afrigter nie, Die bokser en die bokser. Okay, en dan heel laaste, as jy nou soos 'n cheat meal moet kies van takeaway kos, wat sal dit wees? Ek hou baie van eet, so cheat meal is vir my KFC. KFC, ek Yes. love as ek 'n KFC. Boxmaster is vir my. All day, every day. Dit was dit. Hoe was o, dit? Nee, dit was nogal nie so erg Dit nie. was toe nie so erg nie. Ja. Also, dankie Blitsfoekers kykers wat jy saam met ons hierdie blitsvinnig gekyk het. Baie dankie Geneva, weer eens dat jy vandag saam op die bank gekuier het. Nee, baie dankie vir die exposure wat jy vir Taekwondo gee. Nee, 100%. Bly geskakel want net hierna gaan ons bietjie luister na 'n nuwe liedjie. Welkom kykers by die week se Voor in die Koor, waar ons liedjies vat en die betekenis daaragter bespreek. Uyezi doen dit is 'n opbouende en energieke Afrikaanse treffer deur Andriet Norman wat luisteraars met 'n kragtige boodskap van hoop en selfgeloof inspireer. Die liedjie, geskryf deur Rurik Klaus, spoor mense aan om vrese en die negatiewe opinies van ander agter te laat en voluit agter hul drome aan te gaan. Die lied moedig mense aan om weer in hulle eie vermoëns te begin glo. Die belangrikste boodskap word pragtig saamgevat in een van die reëls uit die liedjie: leef jou drome en weet dat jy kan. Die titel kombineer die Zulu woord Uyezi met die Afrikaanse doen dit om 'n universele inklusiewe kreet vir aksie te skep wat mense in alle kulture en agtergronde saamsnoer. Uyezi doen dit is 'n geesdriftige of feel-good treffer wat herinner dat dit nooit te laat is om jou drome na te leef nie. Dit dien as 'n inspirerende hupstoot vir diegene wat dalk oor die jare moed verloor het, verpak in 'n ritme wat jou onmiddellik wil laat saam sing en dans. Dit was Voor in die Koor vir hierdie week. Ek hoop dit het jou geïnspireer om na hierdie liedjie te gaan luister en lekker saam te sing en dans. Hulle sê alle goeie dinge moet tot 'n eind kom en so is ons aan die einde van vandag se Blitsfokus episode. Ek hoop julle het dit saam met ons geniet. Ek hoop dit het julle geïnspireer om nuwe liedjies te luister, nuwe dinge te probeer en gaan lees asseblief op oor Geneva die Jager en haar para taekwondo span. Tot volgende keer. Totsiens.